Jezus, Jezus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees. Kom ons raak net eers weer stil voor die Here. Ja, Hemelse Vader, dankie dat ons kan kom. En soos Erika gesê het, Here, daar's die dinge van hierdie lewe waaraan ons aandag moet gee, maar Here, bring ons by daai punt waar ons dit oorhandig aan U, sodat die belangrikheid in U hande gesit word. Dat die vrees en die sorge in U hande gesit word en dat ons U kan vertrou vir die pad wat voor lê. Here, dankie dat U groter is as 'n brand en skade en 'n vreesaanjaende toekoms en 'n A3 eksamen. Here, dankie dat ons vir al hierdie mense kan bid wat hierdie dinge moet deurgaan, om dat U ook daar sal wees en vir hulle die krag sal gee om te doen wat hulle moet doen en die dade wat hulle moet doen, maar Here, nog steeds in absolute afhanklikheid van U. Dankie daarvoor in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons gaan vandag aan in ons reeks in Timoteus, die verdedig, voldoen en verkondig die evangelie. Een deel van die verkondiging van die evangelie is dat God hierdie dis nie 'n organisasie nie, dis amper dis 'n familie, dis 'n liggaam gestig het, wat die kerk genoem word, want dit is die manier wat God primêr sy evangelie die wêreld wil invat. Nie deur individue nie. God het besluit dat die kerk sy kanaal gaan wees om die wêreld te wys wie hy is. En een deel van hierdie kerkwees is dat God verskillende ampte en rolle ingestel het in hierdie kerk, en een van hulle is ouderlinge. So as ons die evangelie hoog ag, dan moet ons kerk hoog ag, dan moet ons ouderlinge se rolle hoog ag, want dit alles speel deel in hierdie rol van die evangelie. En ons gaan deur 'n lys van dinge wat vereis is vir 'n ouderling, maar dis amper ook doelpale vir elke Christen. Ek meen, baie mense wat betrokke is by dinge soos hardloop, jy sit vir jou 'n mikpunt. Jou mikpunt is jy wil die 10 km onder 50 minute hardloop, of wat ook al jou mikpunt is. Daar is iets waantoe jy werk, is iets wat jy wil bereik. En so dieselfde ding in Christen wees, daar's dinge wat ons moet besef, ek sukkel nog hiermee, maar ek wil daarna werk. En natuurlik is dit nie net my werk nie, dis meer die Heilige Gees se werk. Maar party mense spot altyd, hulle sê oor die Bybel wat so lê vol stof, omdat mense hom nie lees nie. Nou, metafories gesproke, ek dink in party mense se lewe lê die Heilige Gees ook so vol stof. Want ons is nie besig om na die Heilige Gees te luister nie, ons is besig om heeltyd die Heilige Gees te weerstaan en ons eie ding te doen, so dis amper as die Heilige Gees daar vol stof lê. Maar waar ons moet begin oorgee aan die Heilige Gees en hierdie dinge nastreef. Nou die een waarna ons vandag gaan kyk, is om gasvry te wees. Gasvryheid. So jy kan jou Bybel oopmaak by 1 Timoteus 3, ons gaan lees van vers 1 tot vers 7. Neil gaan vir ons kom lees. Dankie Neil. Die uitspraak is betroubaar. As iemand na 'n ampt as opsiener streef, begeer hy 'n goeie taak. 'n Opsiener moet onberispelik wees. 'n Man met net een vrou. Beheerst, verstandig, goed gemanierd, gasvry en in staat om onderrig te gee. Hy moet nie 'n dronkaard of veglustig wees nie, maar inskikkelik, vredelievend en nie geldgierig nie. Hy moet met volkome waardigheid sy eie huishouding goed bestuur en sy kinders onderdanig hou. Maar as iemand sy eie huishouding nie behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy na die gemeente van God kan omsien? Hy moet nie 'n pasbekeerde wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel beland nie. Boonop moet hy 'n goeie reputasie onder die mense buite die gemeente hê, sodat hy nie in die skande en in die duiwel se struik beland nie. Ja, so die een waarna ons vandag gaan kyk is die idee om gasvry te wees. Nou hier is natuurlik, soos ons sê, 'n vereiste vir ouderlinge, maar dit is beslis iets wat alle Christene moet nastreef, want Romeine 12 vers 13 sê vir ons, betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges, lê julle toe op gasvryheid. Nie praat hy nie net met die ouderlinge nie, hy praat met alle gelowiges. Nou,
Baie van die mense wat lyste opstel van geestelike gawes sê, gasvryheid is een van die gawes, maar jy gaan nie gasvryheid in een van die lyste kry nie. En ek wil amper meer sê, dit is iets vir almal. Elke Christen moet hulle daarop toespits om gasvry te wees. Nou daar's baie misverstand oor hierdie woord. Baie mense dink gasvry beteken dat ek kan 'n braai reël en al my vriende nooi en dan is my huis mooi oop en alles lyk mooi en daar's bakkies met chips en peanuts en dan is ek nou baie gasvry om my vriende in te nooi. Of ons hier by die see is ons baie gasvry want in Desember kom al die binnelandse familie en kom plak by jou huis, dan maak jy jou huis mooi oop vir hulle en jy's nou gasvry. Dis glad nie wat die woord beteken nie. Hierdie is eintlik een van daai Griekse woorde wat julle ook sal kan uitpluis. Die Griekse woord is philoxenon. Nou ons Griekse dosent het gesê ons mag nooit Grieks in ons preke gebruik nie. So moet asseblief nie vir hom sê ek doen dit nie. Maar julle gaan hierdie ene kan self uitwerk. Nou sê vir my, wat beteken philo? Waar het julle dit al gehoor? Ek hoor dit hier na broederliefde. Philos, jy kry eros en jy kry philos en jy kry agape is goddelike liefde. Philos is broederlike liefde en xenon, ons kry hom in woorde soos xenofobia. Wat is xenofobia? Vrees vir vreemdelinge. Vrees vir ander mense of haat vir ander mense eintlik meer. So philoxenon is broederlike liefde vir 'n vreemdeling. Het julle dit geweet? Dit het niks te doen met wat jy vir jou vriende doen nie. Dit het te doen met wat jy vir vreemdelinge doen. Nou broederlike liefde vir vreemdelinge klink vir die wêreld soos 'n oksimoron, maar ons as Christene weet dat die Here ons roep om hierdie broederlike liefde te wys vir mense wat nie net ons familie is nie. Nou, die oomblik wat ek sê om broederlike liefde te wys vir vreemdelinge, om uit jou pad uit te gaan om vreemdelinge te help, om uit jou pad uit te gaan en moeite te doen en jou lewe en jou huis oop te maak om vreemdelinge te help, dan sê baie mense, maar dit kan gevaarlik wees. Dit kan gevaarlik wees. Die laaste paar weke in Mosselbaai was daar baie plaaslike aanvalle op die buitelanders en dis 'n komplekse saak. Die regering is skuldig om mense net in die land te laat inkom, die mense wat, dis kompleks, kom ons los dit daar. Maar die vraag is nou, wat doen die kerk? Hier is, byvoorbeeld, sê nou maar 100 buitelandse mense wat uit hulle huise of uit hulle shacks uitgeskop word en dit word afgebrand. Wat moet die kerk doen in daai situasie? Hoe lyk Bybelse gasvryheid daar? Kan ek maar net inspring en hulle intrek in my huis in? Dis kompleks, want ongelukkig is daar heeltyd nuusberigte soos hierdie van 17 jaar terug, waar church kicks out thieving refugees. Wat gebeur het, dit is in 17 jaar terug toe in die Kaap, daar die groot aanval op die buitelanders was. En een van die kerke het beduidende Christelike deernis getoon, deur kos, skuiling en beskerming aan honderde buitelinge te verskaf. Ongelukkig het sommige van die individue daardie hulp misbruik deur van die kerke en van die medevlugtelinge te steel, terwyl buitelanders en migdaders ook voordeel getrek het uit die situasie. Ten spyte van hierdie uitdagings het die kerke voortgegaan om vir baie vlugtelinge te sorg, hoewel hulle die las toenemend moeilik gevind het om te dra sonder regeringsondersteuning. Dit is kompleks, ons wil help, kom bly in ons kerksaal. Wat nou? Dag 1 steel van daai mense kos uit hulle kaste uit. Dag 1 steel van daai mense goeders. Nou gaan dit aan. En die mense het nêrens om te gaan nie, so wat is die plan nou? Nou is dit amper asof hierdie kerke sê, ja maar, hoekom doen die regering nie iets nie? Maar julle het besluit om iets te doen. Dis kompleks. Daar's 'n rede hoekom ons hoor van, ek praat net van dinge wat ek persoonlik gehoor het, van 'n paartjie in Stilbaai wat 'n bedelaar klop aan hulle deur en vra vir iets om te eet, en terwyl hulle ingaan om kos te maak, steel hy alles wat hy kan sien voor hom. Daar's 'n rede hoekom in die Noord-Kaap die polisie mense ontmoedig om duimgooiers op te tel, as gevolg van die baie gevalle van misdaad beide kante toe. Mense wat die duimgooiers aanval en duimgooiers wat die mense aanval.
So wat ons moet besef as ons oor gasvryheid praat, en ek wil in die begin hieroor praat, dat ons dit uit die pad uit kry, dat ons by Bybelse gasvryheid kan kom, is gasvryheid is 'n balans tussen veiligheid en uitreik, en albei is baie belangrik. Ons word geroep om te help. Maar veiligheid is ook belangrik. Die Bybel bied nooit 'n situasie aan waar hulp aan buitestanders die groepskade moet berokken nie. Daar's 'n rede toe Nehemia hulle die muur gebou het, hoekom hulle met 'n troffel in die een hand gestaan het en 'n swaard in die ander hand. Dis nie net van, ag laat hulle ons maar aanval, ons gaan nou die muur bou nie. Daar's 'n rede hoekom toe hulle hoor dat Paulus se lewe in gevaar is, nie gesê het, ag Paulus, gaan maar aan, hulle gaan jou seker maar doodmaak nie, hulle het hom in 'n mandjie gesit en hom uit die stad uit laat sak. Veiligheid is belangrik, maar daar moet 'n balans wees tussen die twee. Nou, in jou persoonlikheid gaan jy na een van die twee kante toe lê. Jy gaan iemand wees wat omtrent niks doen nie, want veiligheid is vir jou te belangrik. Jy gaan niks vir 'n vreemdeling doen nie, want jy is bang iets gebeur. Ander mense weer is so blindelings naïef selfs in hulle hulp, dat hulle self en ander mense in gevaar stel. Ons het lang jare terug 'n geleentheid gehad, waar 'n vrou van ons kerk iemand op 'n busrit ontmoet het, en die persoon genooi het om by haar te kom bly. En toe later moes die kerk intree om daardie persoon uit die huis uit te kry. So 'n oorfokus op vriendelikheid, of op uitreik, is 'n blindelingse aanbied van hulp. Dit kan lei tot naïwiteit, afhanklikheid en skade. Soos jy reik uit en jy help, maar soos ek sê, nou het jy die mense, nou is hulle afhanklik van jou. Wat is die toekoms nou? Jy het hulle nie gehelp nie, jy het hulle net afhanklik van jou gemaak. Maar as daar te veel fokus op veiligheid is, gaan daar party mense wees wat nooit bereik is nie. Ons het nou net 'n lied gesing van Here, laat ek die brood soontoe vat. As veiligheid die belangrikste ding was, dan het Daniël nooit die leeu trotseer nie. Dan het Dawid nooit voor Goliat gestaan nie. Dan het Sadrag, Mesach en Abednego nooit in vuurrood ingegaan nie. Dan het Ester nooit met die koning gepraat nie. As veiligheid die belangrikste ding was, dan het David Wilkerson nooit die bende benader en van bendelede en die dwelmverslaafdes nie. As veiligheid die belangrikste ding was, dan het Jim Elliot en 4 van sy vriende nie in Alka in Suid-Amerika geland, waar hulle doodgemaak is, maar uiteindelik is die volk gered nie. As veiligheid die belangrikste ding was, dan het broeder Andrew nie Bybels ingesmokkel in China nie. En dit gaan oor om die wysheid van daai balans te kry. Die wysheid om te weet wanneer om te help en hoe om te help, en toe tref het my. Dit is hoekom dit 'n vereiste vir ouderlinge is. Want ouderlinge moet die wysheid hê en die voortou neem om te sê, hoe moet ons help? Gasvryheid moenie gedelegeer word aan die damesafdeling of die maatskaplike uitreikafdeling nie. Dit moet 'n hoofprioriteit wees van die kerk, waar mense saamkom in wysheid en sê, dit is hoe ons gaan optree. Die leiers van die kerk moet in wysheid leiding neem en om harde verwerping weens veiligheid te vermy en ook om naïwiteit te vermy. So, ons kan nie net sê, Suid-Afrika is te gevaarlik. Ek het nou vanoggend weer gelees, Australië sê vir hulle mense, julle moenie na Suid-Afrika toe kom nie, want daar is nou xenofobie aanvalle. En ek wil amper sê, dis nie vir julle van toepassing nie. Maar dis so gevaarlik, jy kan niks doen nie, jy moet maar liewer net in jou eie huis sit en met jou eie dinge besig wees. Maar wat van die verlorenes daar buite? Dis die groot vraag. Dit gaan bietjie braafheid en wysheid vat om uit te reik. So kom ons kyk na Bybelse voorbeelde van gasvryheid. Een van die tweede beste voorbeelde wat ons kry, is die gelykenis van die Samaritaan, die goeie Samaritaan. Hier is 'n Joodse man wat op die pad lê, half dood, simpel geslaan deur 'n bende rowers. Sy eie mense stap verby, want dit is nie vir hulle op daai oomblik die beste ding vir hulle om te help nie. Ek is 'n priester, ek is op pad tempel toe, as hierdie ou nou dalk dood is en ek vat hom, dan kan ek nie tempel toe gaan nie. Ek moet my werk gaan doen. Ek kan nie aan hierdie ou nou vat nie. En hier kom 'n Samaritaan, en die Samaritaan sien iemand wat hulp nodig het, en hy reik uit. Maar hy vat hom nie na sy eie huis toe nie. Dalk was sy huis ver, ek weet nie. Hy maak wyse plan. Hy vat hom na 'n herberg toe, hy gee die geld, hy gaan aan met sy dinge, hy sê ek sal weer terugkom, as daar nog enige skuld is.
Soveel wysheid, maar om op 'n goeie manier te help. In Efesiërs, dis die tweede beste voorbeeld. Die beste voorbeeld van gasvryheid, van daai liefde vir vreemdelinge, is wat Jesus vir ons gedoen het. In Efesiërs 2 vers 12 praat Paulus met die heidene en hy sê, onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Ons was daai vreemdelinge. Maar wat het Jesus gedoen? Maar nou in Christus Jesus het julle, wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap deur sy liggaam afgebreek het. So as jy 'n volgeling van Jesus is dit so belangrik om te onthou, ek was op 'n tyd daai vreemdeling. Ek was op 'n tyd daai gevaarlike ou, wat die mense vermy het dalk, maar wat ver van Jesus af was. Maar Jesus, ek weet nie hoe in jou lewe nie, het op 'n manier uitgereik na jou toe. As jy nie 'n volgeling van die Here is nie, is dit so belangrik om hierdie te hoor vandag. Want dit gebeur partykeer dat mense wat nie die Here ken nie, kom in 'n kerk en dan sê hulle, "Jo, maar hierdie mense is fancy hoor. Hulle vloek nie eers as hulle met my praat nie en hulle het sulke goeie gedrag en alles. Ek gaan nie hier kan inpas nie, want ek is maar 'n ou ek is maar 'n ou straatpersoon. Ek is nou maar nie so goed soos hierdie mense nie." Die goeie nuus is, dis nie, jy word nie goed genoeg vir Jesus nie. Jesus kry jou wanneer jy nie goed genoeg is nie. En hy trek jou in en hy begin hy werk in jou, met jou doen. So ons was vreemdeling, eintlik vyande van Jesus. En hy het aan ons gasvryheid betoon, meer as dit genade, redding en vergifnis. So as jy sukkel met gasvryheid, as jy te veel hier aan die veiligheid wil vashou, vul jou gedagtes met wat Jesus vir jou gedoen het. Vul jou gedagtes met hoe hy uitgereik het na jou toe en laat dit jou die krag gee om te doen. So hoekom wil ons gasvry wees? Hoekom? Vir ongelowige vreemdelinge is dit 'n voorbeeld van Jesus se liefde vir hulle. Jesus wil gasvry teenoor hulle wees, soos hy vir jou was, en hy wil jou dalk gebruik as die kanaal om hy liefde vir hulle te wys. Nou, een ding wat my altyd stom slaan, is as jy lees van kultusse, cults, wat mense se lewens so vernietig, en wat daarin slaag om mense te lok. Nou hoor jy wat die cult doen, dan sê jy, wat gebeur daar? Nee, ek moes al my geld vir hulle gee, en ek moes alle kontak met my familie breek, en ek moes voor hierdie ou neerbuig, en ek moes my kinders vir daai ou gee. Dan dink jy, hoe op aarde het jy daar beland? Hoe het jy 'n punt bereik waar jy gedink het, dis goed genoeg? Dit het begin met gasvryheid. Dit het begin met mense in daai kult, wat in liefde, en is 'n vals liefde, uitgereik het na die mense na wie niemand anders uitreik nie. Na die mense wat eensaam was en een kant gestoot is. En die kulte kom en hulle wys jou daai gasvryheid en hulle trek jou in, want die mense het die liefde en die omgee soveel nodig. En dan later dan begin die dinge verander. En wat vir my skokkend daaroor is dat ons het die beste liefde. Ons het nie eers 'n triek nie. Ons wil net vir mense liefde wys. Ons wil net vir hulle 'n goeie lewe in die Here gee tot sy glorie. Ons moet meer mense intrek as kulte. Ons het die ware liefde om vir vreemdelinge en vir eensames en uitgestootes te gaan sê, hoor hier, kan ek jou 'n bietjie vertel van Jesus? Kom bietjie hier, laat ek jou help. Nog 'n rede hoekom dit belangrik is om gasvry te wees in 'n ondergelowige is. Nou jy kan natuurlik gasvry wees met 'n vreemdeling wat 'n gelowige is. In Markus 10 vers 29 lees ons waar dit sê, Jesus het geantwoord, Amen, ek sê vir julle, daar's niemand wat huis, broers of susters, moeder, vader of kinders of grond, terwille van my en terwille van die evangelie agterlaat, en nie nou in hierdie tye 100 maal soveel sal ontvang nie. Huise, broers, susters, maas en kinders saam en grond en vervolging daarmee saam en in die bedeling wat kom die ewige lewe. Nou gaan jy nou vra om jou hand op te steek. Wie van julle hier, jy het jou huis uitgestap, jy was na 'n kerk toe gegaan, jy het iewers gaan en daar's jy toe gered. En toe jy by die huis kom, toe is jou huis skielik 100 keer groter. En jy skielik 100 meer broers en susters daar in die huis. Enige van hulle het ooit al by julle beleef? Nee, waarvan praat die vers dan? Die vers dan sê, daai oomblik wat jy gered word, het jy toegang tot honderde huise wat familie is.
honderde broers, honderde susters, reg oor die wêreld, waar jy kan instap en omdat jy die konneksie van geloof het in Jesus, is jy familie. Jy is 'n Christen, kan omtrent nêrens in die wêreld gaan waar jy nie iemand gaan kry wat dink soos jy dink en voel soos jy voel en jou gaan intrek nie. En dit is so belangrik, nie net om vir mekaar om te gee nie, maar dit wys vir die wêreld wie regtig die koning van konings is. Gasvryheid vir vreemdelinge, veral in 'n kerk wat groter word, vir my ook klieke. Jy weet wat 'n kliek is? Ek het hierdie 7 mense en net hulle mag naby my sit. Ek gesels net met hulle by die kerk. Ek weet nie meer die ander mense, ek weet nie wat doen hulle hier nie. My 7 mense is hier, so ek is baie gelukkig daaroor. En dan kom iemand anders in en hierdie 7 mense staan hier en praat en hierdie 9 mense staan hier en praat en hierdie 4 staan hier en praat en niemand praat met daai persoon nie. Daar's iets van om my kliek oop te breek en om te sê, die Here roep my om my selfe broederliefde vir my beste vriend en vir die ou wat ek nie ken nie te wys. Dis hoekom toe ons ete gehad het ek gesê, gaan sit by iemand wat jy nie ken nie. By party van julle was dit net te moeilik. Dit is net te moeilik. Ek kan nie eet langs iemand wat ek nie ken nie. Dis nie net my opinie nie, ek wil jou help om gasvry te wees. Ek wil jou help om daai liefde vir 'n vreemdeling te wees. Jy weet nie of jy iemand gaan ontmoet wat regtig nodig gehad het om te hoor, hey, hier is iemand wat omgee oor my vandag nie. So in die gevolgtrekking is dan, jy moet jouself afvra, waar is jy op hierdie skaal? Lê ek te veel oor na veiligheid? Ek is net so bang iets kan met my gebeur dat ek niks wil doen nie. Dis nie waar die Here ons wil hê nie. Die Here wil hê ons moet soos Daniel en soos Dawid en soos almal opstaan en braaf wees. Miskien is jy te ver in die hulpverlening in. Jy moet meer begin leun op die wysheid van ander om te sê, dis dalk nie die beste manier om te help nie. Die balans word gevind in verse Matteus 10 vers 16 wat sê, kyk, ek stuur julle uit soos skape onder die wolwe, wees dan behoedsaam soos slange en onskuldig soos duwe. Wees behoedsaam soos slange. Die slang word gesê die slinkste, die slimste. So kyk deur ouens se planne wat besig is om jou te wil misbruik. Maar wees ook so onskuldig soos duwe om daai liefde te kan wys. Wees dapper, maar nie dwaas nie. Wees vriendelik, maar nie naïef nie. En hier moet ons regtig vir die ouderlinge van die kerk bid. Want ons moet die voortou neem. Nou as ek aan myself dink, elke persoon is of meer taakgedrewe of meer persoongedrewe. Julle verstaan daai ene. Taakgedrewe ouens is, daar's my lys, ek moet dit doen. Ek gee nie om wie in die pad staan nie, hulle moet uit die pad uitkom, ek is besig met my lys. Die ander persoon is persoongedrewe. Ja, ons weet nie of die werk gaan klaarkom nie, maar ek het dan met hierdie mense gesels vandag. Nou, die ding van 'n ouderling is, ouderlinge moet albei wees. Ouderlinge kan nie net mense wees wat heeldag by die huis sit met YouTube en hulle Bybel en leer en dan vir ander mense gaan leer en nooit by die mense uitkom nie. Ouderlinge moet mense harte ook. En ek moet eerlik wees, ek lê meer taakgedrewe as mensgedrewe. Nou, my strewe en my werk en my liefde is om meer mensgedrewe te word, al hoe meer. Maar bid vir ouderlinge. Want ons moet die voortou neem wat ander mense kan volg. Om taakgedrewe en mensgedrewe fokus te wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie praktiese uitdaging. Dat ons nie maar net hierdie week kan ingaan en net aan onsself dink. En net dink aan die wat ons ken, die wat dalk in ons huis bly en in ons eie familie nie. Maar Here, dat U elke week vreemdelinge op ons pad stuur wat broederliefde nodig het. Here, maak ons wys oor hoe om op die beste manier te help. Here, maak ons wys sodat ons goeie hulp kan verleen. Maar maak ons ook braaf, Here, om partykeer te sê, laat ek iets doen. Here, dankie dat U in beheer is van ons lewens. Dankie vir 'n hoofstuk in die Bybel soos Hebreërs 11 wat praat van daardie helde wat opgestaan het en partykeer vreesaanjaende dinge aangevat het vir U eer en vir U glorie. Here, so gee ons oop oë hierdie week as ons hierdie week ingaan om te kyk watter vreemdelinge U op ons pad stuur. En help ons, Here, ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Jesus,
Jesus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe om net soos U te wees.